Hallo en welkom hierso by Farm Spice. Ons is vandag hierso in die Valarts omgewing. Ek praat met Ad van Skalkwyk van World Focus Agri. Hy gaan my vertel wat is die belangrikheid van kalsium spesifiek op peulgewasse. Julle kan sien ons lekker grondboontjie land hier agter ons. Hoekom, waarom, wat, waar sit dit vir jou waarde toe? En hulle het so lekker oplosbare kalsium besigheid, nee. Kom ons vind uit hoe pas hy in jou boerdery in. Ad, hoe gaan dit? Lekker en jy, Jobie? Nee, wat, doodstil rustig. Ek is op die skema, so my gaan dit goed. Altyd lekker hier. Net so. Okay, sê gou vir my, ons kyk na kalsiumvoeding op spesifiek peulgewasse, sojas, grondboontjies, hierdie tipe van goed. Verduidelik vir my, hoekom is dit belangrik? Kyk, ons weet van jare terug af al dat 'n peulgewas het 'n massa kalsium nodig. Ja. En nie net die plant self nie, maar ook waar ons van die begin af jou rhizobium om oordentlik rhizobium infeksie te kry, het jy kalsium nodig. Jy het kalsium nodig om die peulgewig te bevestig en ook die kwaliteit van die peule en die pitte. So, en dis dan waar ons begin deur mikrofynkalk en of gips voorplant in die grond in te kry. En jy sê voorplant in die grond in, so hoe doen ek dit dan nou? Is dit 'n ding op my planter, strooi ek dit uit, hoe werk dit? Kyk, die mikrofynkalk en gips gaan daaroor dat ons hierdie produk so fyn as tussen 5 en 15 mikron fyn maal. Ja. Dan is hy fyn genoeg om in 'n suspensie in te gaan. En dan gebruik ons water as die draer. So, hy's fyn genoeg om deur 'n drupperlyn te gaan, hy's fyn genoeg om deur ons spulpunte te gaan, en dan het van ons boere, soos wat Dirk julle in hier in die Valarts het, op hulle mielieplanters, het hulle 'n applicator of 'n toediener, Ja, soos 'n pop-up wat jy in basis waar hom in die plant voor kan insit. En die voordeel dan is ek het beskikbare kalsium by die pit en die rhizobium. So jy het hom basically, as jy hom nou gaan vat, jy plant hom in daai, dan jy hom in daai wortelsone waar jy hom basies in kry. Dis reg, ja. So, en dan begin praat ons van zonebekalking. So ek sit nou kalk net daar in die wortelsone waar dit nodig het. En as ons kyk na spesifiek na grondbone, dan het ek 'n massa kalsium nodig in die boonste 5 cm, daar waar die peule moet vorm. Want daai kalsium bepaal die kwaliteit van die pitte. Want jy sit ook mee, as ek reg as ek sê, veral wat jou die kalsium help met die hardheid van die doppe op jou peule, of die peule se doppe, is reg, ja, die peule se doppe. En omdat hy harder is, jy kry minder wat jy water het wat insyfer en kwaliteit beïnvloed en daai tipe van goed, en dan ook neem ek aan, ek weet nie of dit so is nie, maar gaan hy nie dan moeiliker wees vir jou alworms om ook te penetreer nie? Kyk, as jy 'n plant het wat gesond is, ja, dan kan die plant homself weerstaan tot 'n mate teen insekaanvalle en ook selfs teen patogene aanvalle. So dit help dan ook, okay, ek hoor wat jy sê, dat jy nie daai want dit meer op die einde van die dag is die water tog wat die ding penetreer, wat jou kwaliteits issues vir jou gee, soos ek het reg verstaan van 'n anti-eendag van die LNR wat my die goeters verduidelik het. Maar om terug te kom na jou rhizobium ontwikkeling toe. Want ek meen, dit is tog op 'n peulplant seker waarskynlik jou enkel belangrikste ding in my kop is hoeveel rhizobium ek op die einde van die dag kry, want dit is my enigste verniet resource wat ek amper kry, is die stikstof wat ek uit die lug uit kan bind. Waar is kalsium belangrik wanneer dit kom by die rhizobium ontwikkeling? Kyk, ons het kalsium moet eers opgelos word. Ons het die kalsium wat by die rhizobium kom, en die rhizobium gebruik dit as 'n voedingsbron ook. En wanneer ons dan nou kalsium en spesifiek kalk of gips in daai sone het, dan verander ons die pH in daai sone, wat dit ook gunstig maak vir jou rhizobium om
te ontkiem en te infekteer. So so dit is amper waar jou belangrikste komponent is om die regte pH te hê vir jou. Kyk, die organismes like dit mos wat hier rondom 6.4 as ek dit nie mis het nie. Dis reg, ja. So as jy in daai sone kan kom en jy's plus minus daar, dan dis net lekkerder vir hulle. Daar's lekkerder by die see as wat hulle iewers in die woestyn lê, nê. En okay, maar dan sit jy nou nog met 'n ander ding, want jy het mos nou twee verskillende tipes ook. Jy kry mos nou kalsities en 'n gips en wat ook al. Wat een wil ek nou op pele gooi of is daar nou ander goed wat ook 'n rol speel? Kyk, dit hang spesifiek af van die grondontleding. As my grond 'n lae pH het met 'n lae kalsiuminhoud, gaan ons spesifiek kyk na kalsitiese kalk. As dit andersom is en ek het 'n magnesiumtekort wat ons baie in die westelike dele van ons land kry, dan gebruik ons dolomitiese kalk, want ons het dan magnesium ook saam met die kalsium. Ja. En hier in die Valhardsgebied gebruik ons hoofsaaklik gips, omdat ons ook 'n water kwaliteit probleem het. So die kalsiumsulfaat wat gips is, die sulfaat bind met die natriums en ons kry dan ten minste daai natriums uit die wortelsone uitgewas, sodat ons plant 'n lekker positiewe groei wortelsone het. Jy sê 'n belangrike ding uit die wortelsone uitgewas, want my kop sê nou altyd vir my, ons doen nou grondontleding en ek wil my soutte uitwas, né? Nee? Maar ek het dit dalk nie noodwendig nodig om dit heel uit, want jy was hom nou uit, ja, jy het nou dreinering en al die goed, maar koets, my ervaring is, dis ook nou net so effektief. As ek reg as ek sê, dat as jy daai kalsium in die wortelsone kan kry, dat dit amper 'n tydelike fix is terwyl die plant besig is om te groei. Laat jy basically jy kry ekstra kalsiumopname plus jy druk ten minste daai soutte uit die wortelsone uit dat hy nou maar onder toe gaan lê, so hy pla jou nie so kwaai soos wat hy andersins sou nie. As ek reg as ek dit so. Ja, jy's heeltemal reg. As jy lekker effektiewe dreinering het, kan jy hom saam met daai dreineringswater uitwas. As jy nie oordentlike dreinering het nie, druk jy die sout net eenvoudig uit die wortelsone uit. Want onthou, jou natriums en jou nitrate word onwillekeurig opgeneem. En as jy te veel natriums het, dit inhibeer weer kaliumopname. Ja, so, want dan sit ons onder mekaar op die periodieke tabel, dan raak die goed die mekaar, dan vat ek natriums in plaas van kaliums. Dis hy. So, ek moet daai natriums uit die wortelsone uitkry. En dan, wat nou gebeur is, as ek nie dreinering het nie, en het raak 'n bietjie droog, dan beweeg daai sout weer op in die wortelsone in. En ons water is die ding wat die soute inbring. Ons water is bly soutig, ja. So ek moet konstant gips wat kalsiumsulfaat is gebruik om hierdie soute uit die wortelsone uit te kry. Die kalsiums bly agter en ek meen, wat doen kalsium? Kalsium druk die gronddeeltjies, die mikroporieë weer lekker oop. Beter waterindringing, beter waterhou vermoë met baie beter vermoë om lewe in die grond te bou. En is ek reg as ek sê dat jy gee nie vir my 'n kalsium of ek gaan nou jou kalk insit en dan gaan ek in totaliteit wegbeweeg van bekalking af nie, maar dat ek nog steeds my fondasie in die grond moet reg hê en hierdie is 'n aanvulling op die einde van die dag wat ook maak oor tyd laat ek in plaas van sê nou maar elke 2de jaar moet bekalk, dalk elke 3de of 4de jaar moet bekalk, omdat ek nie so vinnig deur my kalsiumbronne gaan nie, want ek gee daai dadelik beskikbare kalsium by die plant se wortels. Ja, dis verkieslik dat jy die grond, die profiel reg stel, en daar sal jy dan konvensionele kalk gebruik. Maar van daar af, as jou profiel reg is, en jou pH is reg, dan is dit nie weer nodig om konvensioneel te gaan nie. Dan kan jy met mikrofyn kalk en die hoeveelhede wat ons gebruik, jou grond se status behou deur elke seisoen of elke jaar
mikrofyn te gebruik. Maar ek neem aan, julle kyk ook na hierdie goeders en sou dit nodig wees, dan kom jy maar weer konvensioneel in, want jy kry daai langtermynwerking. Dis absoluut so. Jou grondontleding bepaal absoluut wat ons gaan doen. En die diepte van die ontledings bepaal ook waarmee ons besig is. Okay, laaste ding. So, ons het nou redelik onder die grond cover, nee. So rhizobiums get dit, jy wil die groei en al die goeders in die plante hê. Nou as ons nou 'n bietjie bo die grond gaan, hoekom is die kalsiums dan op 'n peelgewas belangrik vir watse proses op die res van die plant? Kyk, ons het soos ek in die begin gesê het, kalsium wat opgeneem word, beweeg net op in die plant. Gaan nooit af beweeg nie, gaan beweeg op. Hy word deur die wortelpunte opgeneem. Omdat dit die grootste ion is van ons makroelemente, word hy deur die wortelpuntjies opgeneem en hy word opgetrek in die plant in. Kalsium bepaal selwand elastisiteit. Ja. So hoe meer kalsium ek in die plant het, hoe meer elasties is my plante, my selwande, en dan het ek kalsium nodig. As ons sommer net in gewone taal praat, het ek kalsium nodig om gewig in my plant in die saad te kry, en dit bepaal ook in die meeste gevalle die saadkwaliteit. So pitvol op die einde van die dag, dis waar hy belangrik is. Wag, nou het ek 'n ding onthou hierso, nee. Dis 'n slim ou hier op die ding, en dan ek het jare terug 'n ding raak gelees dat binne in jou mitokondria, nou gaan hulle kom ver, nee. Het jy 'n ding wat jou basies help om jou verskillende aminosure aan mekaar te sit en proteïene en hormone en al hierdie goeders te vorm in daai ding. En een van die goed wat ek daar opgetel het was dat kalsium 'n ongelooflike belangrike synelement is. So hy basies hier te gebied al die ander ons. Raai, tekort 5 van julle, 3 van julle, 2 van julle, 1 van julle. Koef, aan mekaar, there you go. Is ek reg as ek dit sê? Dis reg. Wanneer kalsium in 'n sel ingaan, aktiveer hy 'n ensiem met die naam van calmodulin wat 5 lewensfunksies beheer. Soos ek sê, onder andere genetiese uitdrukking wat ek nou onmiddellik kan onthou. En ek meen, as jy net na 'n dier kyk wat 'n kalsiumtekort het, dan kyk na die defekte in 'n dier met 'n kalsiumtekort. Ja. En die realiteit is, wanneer 'n saailing met 'n kalsiumtekort gaan, dan is dit baie moeilik om daai kalsiumtekort reg te stel. Yes. En dis wat by 'n plant ook gebeur. Uitstekend. Ad, dankie baie. Ek sien uit na daai artikel. En dan sal ons hom vir julle gaan kyk op Farmspace, hy sal op 'n stadium kom. Right, daar gaan ons nou 'n bietjie dieper in as wat ek nou gedink het ons sou nou wou, maar kalsium op peelplante en quite frankly enige gewas, ongelooflik belangrik. As jy 'n goeie oplosbare kalsium soek, linkie bo of hier onder, okay, met World Focus Agri in kontak kom, en dan gaan hulle vir jou uitsort met daai kalk van hulle. Dis die van Farmspace af, tot volgende keer, groete.